Dag 1, wedergebore gebed, uit Johannes 1 Johannes 4 vers 1 tot 6. Kom ons lees dit gerus en kom ons bid, as jy nog nie wedergebore is nie, en jy wil graag wedergebore word, bid dit saam met ons. Al is jy al lankal op die pad, bid lekker saam met ons, bevestig net dit weer, dis net skrif. Kom ons bid saam. Vader, ek kom vandag na U toe in die naam van Jesus. Ek staan voor U. Ek herken my behoefte aan U. Ek besef dat ek 'n sondaar is, wat U vergifnis en verlossing so nodig het. Ek glo dat Jesus Christus in die vlees aarde toegekom het, aan die kruis gesterf het vir al my sondes en weer opgestaan het uit die dood en het oorwinning oor sonde en die dood. Hy het opgevaar na die hemel en hy is die Seun van God. Ek vra nou om vergifnis vir al my sondes, bekend en onbekend. Was my rein met U kosbare bloed en maak my nuut. Ek nooi U in my hart en lewe om my Here en my Verlosser te wees. Ek gee alles oor aan U, my verlede, my hede en my toekoms. Vul my met U Heilige Gees en barmhartigheid en bemagtig my om elke dag vir U te leef. Verander my van binne en help my om gehoorsaam aan U wil te wees. Dankie Jesus vir U liefde, U genade en barmhartigheid. Ek ontvang U geskenk van redding en verklaar dat ek weergebore is in gees en in waarheid. In Jesus naam, amen. Jy het nou jou hart vir die Here gegee. Wow, dit is so awesome. Dit is so awesome, uitstekend. Jy is nou 'n kind van God. Die Hemelse Vader is jou Vader. En die Heilige Gees woon binne in jou. Die dunamis krag van God woon binne in jou. Die Heilige Gees sal jou leer en jy sal vernuwe word in jou siel. Verstaan weergeboorte. Weergeboorte is 'n term in die Christelike tegnologie wat gebruik word om 'n geestelike hergeboorte te beskryf. 'n Diepgaande transformasie wat plaasvind wanneer jy as individu Jesus Christus aanvaar as jou Here en jou Redder. Hierdie konsep is diep gewortel in Jesus en word as essensieel vir redding en vir die koninkryk van God beskryf om die koninkryk van God binne te gaan. Die primêre skrifverwysing vir wedergeboorte kom uit Johannes 3 vanaf vers 1 tot 5. Kom ons lees gou Johannes 3 vers 1 tot 5. Daar was 'n man van die Fariseërs genaamd Nikodemus,
'n heerser van die Jode. Hierdie man het in die nag, hy kom in die nag na Jesus toe, en gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is, wat van God afgekom het, want niemand kan hierdie wonderwerke en tekens doen, wat u doen, as hy nie van God af is nie. En Jesus antwoord en sê vir hom, waarlik, waarlik, ek sê vir jou, as 'n mens nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens weergebore word as jy oud is? Kan ek dan vir die tweede keer teruggaan in my moeder se skoot en weergebore word? En Jesus antwoord en sê vir hom, waarlik, waarlik, ek sê vir jou, as 'n mens nie uit water en uit gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Dit wat uit die vlees gebore is, soos wat jy uit jou moeder gekom het, is uit die vlees. Maar wanneer jy in die gees gebore is gees. Wat beteken dit? Dit is 'n transformasie. Om weergebore te word, dui daaraan op 'n diepgaande interne verandering, waar die individu se gees vernuwe word. Hierdie transformasie behels 'n afskeid, luister mooi, 'n afskeid van die ou lewe van sonde en 'n omhelsing van die nuwe lewe in Christus. Is 'n nuwe skepping. Kom ons lees 2 Korintiërs 5 vers 17. Hy sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan, hulle is verby. Kyk, alles het nuut geword. Dit beklemtoon die vars begin en nuwe identiteit in Christus. Ek lees uit die Afrikaans 53 ou vertaling uit. Transformasie in Christus is 'n primêre les dat om in Christus te wees 'n volledige transformasie beteken. Om Christus te aanvaar bring 'n radikale verandering in die persoon se lewe teweeg en dit maak hulle 'n nuwe skepping, totaal en al nuut. Dit spreek van krag van geloof en die transformerende effek van 'n verhouding met Jesus. Vernuwing is 'n nuwe begin. Dit vers beklemtoon die idee van vernuwing en 'n nuwe begin. Dit dui daarop dat die vorige foute en sondes uit die ou lewenswyses agtergelaat is. Hulle is daar agter, hulle gaan haal hulle nie weer nie. En die nuwe regverdige lewe te begin. Dit kan bemoedigend wees vir enige iemand wat versoening of 'n nuwe rigting van sy lewe soek. Kom ons kyk wat gebeur met identiteit en verbondenheid in Christus. Impliseer die nuwe identiteit as 'n gevoel van behoort tot God se familie. Dit beteken die verskywing in hoe individue hulle self sien en hul doel, jou doel op aarde, en hul identiteit in lyn bring en hul geloof in die waardes van die geestelike gemeenskap. Hierdie vers bring ook hoop en aanmoediging deur die gelowiges, te herinner dat hulle nie deur hul verlede gebind is nie. Dit verseker hulle dat deur die geloof kan hulle nuut begin en hulle lewe lei wat Christus se leerstellinge weerspieël. Die laastes is ook om jou lewe te verander, 'n nuwe lewe, transformerend in krag en geloof, om in 'n belofte van nuwe begin, te begin in 'n nuwe identiteit in Christus te weerspieël. Ons praat môre weer.